Goeiemôre en baie welkom. Ek is persoonlik baie opgewonde. Ek wil hom net wegvat. Opgewonde, want dit was 'n tradisie dat hulle nie kerk hou na bazaar nie, maar ons het net op ons hart gevoel, ons hart is so vol dankbaarheid, dat ons dit wil deel maak van die dankie sê. Ons het nou Vrydag aand ons sou love konsert gehad, skus Rina, en konsert. ons het 'n bazaar gehad wat baie wonderlik was. En ek wil op hierdie punt baie dankie sê. Ek gaan nie name uitlig nie. Miskien kan ons dit doen. Ek is nou baie lus om dit te doen. Almal wat 'n convener was van 'n tafel, staan vir my op. As jy die convener van 'n tafel was, staan op. Bly staan. En as nee, dit is te gou. Dan almal wat gehelp het by daai tafels wat ook agter die tafels gestaan het, staan op. Okay. Gegaan. En wie was almal by die bazaar? Staan op. Dat ons kan sien wie was nie daar nie. Sien, klap vir julle almal self aan en julle was absoluut wonderlik. Dit was absoluut wonderlik. Daar was 'n ander mense wat ek wil ook baie dankie sê, is dat van mense wat van Windhoek af gekom het en hulle het by julle kom bly en julle het julle deure oopgemaak vir hulle. En baie dankie daarvoor, hoor. Kom ons kyk, ons het nie vandag dit so gerol nie. Ons wil nie elke dag dieselfde is nie, nou is ons vervelig. So, kom ons kyk na lief en leed. Magda Hartslief is oorgeplaas na Paramount. Ek het met pastoor Frans gepraat. Hy sê hy moet daai hier teen die middel van die week te gaan haal of hier teen die einde van die week. En dan Sofia van Heden wat tuis versorg word. En dan kyk ons, daar's nou 'n paar maniere hoe om lid te word van hierdie kerk. Die een is, jy word so hier gebore, en dan word jy groot, dan gaan jy sonneskool toe, en jy word belydenis van geloof afgelê, en dan word jy, ander word bekering, kom tot bekering, en dan kom hulle kerk toe. Ander gaan haal jy doen sendingwerk, jy doen evangelisasiewerk, jy bring die persoon, en ander word gemaak. En dis, ons baas hulle nou. Dis ons gaan nog daar kom. Waar is ons? Dat is goed kyk. Daar is hulle is gemaakte NG lid, maar. Is die nuwe babas wat gekom het, né? Ons ken nie almal se name nie, so dis Boetie, Sissie en dingetjie. Okay. Ons het 'n bekommernis dat daar's al hoe meer seentjies, later gaan hulle nie meer vrouens hê nie, want daar's een dogtertjie, so daai seentjies gaan beklei. Eendag. Right. Baie seën, baie seën, en ons sal hulle nog hier ontmoet hierso by hulle. Wat doen ek verkeerd? Okay. En dan gaan ons terug, ek is nou heel lekker die mekaar, daar is jy lief en leed, en dan is ons by die nuwelinge, en dan kom ons by die verjaarsdae. Anja verjaar vandag, is sy hier. Wie verjaar nog? My. Ja, waar is sy? Spring op, wys haar, staan so, daar is sy. Kom ons wens hulle geluk. Great. Hulle party al vir 'n week lank. Ek weet nie wat gaan hulle maak, as hulle 21 is, die David, jou sak gaan dit nie maak. En dan Herman verjaar, en George Wessels verjaar, en Joachim, dis waar jy gaan koek kry. Daar's baie koek gekoop, so jy gaan leftovers van die bazaar kry op hulle verjaarsdag. Righto. Dan, ek het klaar dankie gesê vir die bazaar, almal wat gehelp het. Okay. Dit was 'n heerlike geleentheid. En dan het ons daar so 'n paar foto's van die bazaar wat opgesit is. En dan voordat ons by Junie se kamp dankdiens vandag en dan die mannekamp. Marie se maag bloei
want daar's min manne wat wil gaan kamp. As daar nie meer mense is wat gaan inskryf nie, dan sal sy die kamp moet kanselleer. Want ons staan, ek dink hier by 10. So, as daar nog mense is wat wil gaan kamp, moet asseblief so gou as moontlik by Marie uitkom voor Dinsdag. Dinsdag is die afsnypunt, hoor. 14 is ons op Witvlei, baie opgewonde daaroor. Hulle gaan volgende jaar die Nali aanbied. En dan Klein Kruitsoop by die 16de, Kalahari op die 17de, en dan Kroonster, en dan hier by bijeenkoms, ons sal later meer besonderhede gee. Dan die groot ding vir die week is dat ons kategese begin môre. Ons sal moet die saal skoon kry, maar wat kinders hulle staan sommer onder die tent of is op my gras, dis alright. En dan Woensdag is ons Bybelstudies en Vrydag. Vrydag het ons die mannekamp en die manne wat saam bid. Goed, ons wil nie te veel nie. Ons tema vir oggend gaan uit 'n aard wees 'n dankfees. Ons gaan 'n dankfees hou, so die program gaan so 'n bietjie anders lyk. En dan word jy uitgenooi vir tee en daar's heel wat eetgoed. So moenie loop nie, anders moet ek dit eet. En hoe lyk ek nou? En ek moet ouerhuis toe gaan, so kom ons kuier na die diens lekker saam. Serena, dit is jou beurt. Nou het ek jou gechallenge vanoggend, want ons sing teë mekaar. Doe maar. Môre julle. Goeiemôre julle. Ons gaan begin. Is die mens môre? Môre. Julle het gister so baie geraas in die saal, julle raas nou nie meer nie. Goed, kom ons begin met ons eerste lied, 220. Ons het vanmôre baie lof en dank, want ek dink nie ons kan iets anders doen vanoggend nie. So ons gaan lied 220 sing, met ons harte sing ons Here, van u liefde meer en meer. En die derde vers is vir my so mooi, in 'n koor met 1000 stemme, sal ons loflied u besing. Dink jy, hoe gaan dit klink? Kom ons probeer. En dan, lied 529, dank die Heer. Ons dank die Heer, want aan sy liefde, sy troue liefde, is geen einde nie. En dan gaan ons lied 308 sing, ou lied, ou bekende, maar ons gaan hom sing op 'n ander wysie. Neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees, meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Altyd dankbaar. En dan lied 212, loof die Heer, hy is goed. Loof sy heilige naam. En dan loof o hemel die Heer, al die engele saam. En lied 514 los ons nooit uit nie. Ek weet verseker, Jesus is Heer, hy het my sonde uit liefde vergeef. En ons gaan afsluit vanmôre met die oorwinningslied. Ongelukkig sien ek nou nie vir Benny hier nie, dis Benny se favourite. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. So ons gaan vanoggend lekker saam sing, en ons het nou die aand by die konsert, het ons baie lekker saam gesing. En ek weet hoekom. Almal het hier voorgesit, want hulle wou eers te hoor. En vanmôre sit almal nou weer agter. So volgende keer moet julle bietjie kom voorsit, dan sing ons lekker saam. Ek dink ek het 'n plan. Ons gaan 'n paar mense plot agter. Nou voer ons hulle garlic. Dan kom almal vorentoe. Goed. Ek het die voorreg gehad, ek en Izaan, om te gaan kuier op 'n stadium in Indonesië. En Indonesië in Bali, om presies te wees. En vir ons wat van die Afrika afkom, maar bietjie, en ons is gewoond 'n bietjie met Afrika goed kuns, is dit nogal vir 'n ou met 'n westerse idee, en wat jy 'n Christen is, was dit nogal vir ons 'n weird situasie om, ek wil amper sê, al die ape en goeders waarmee hulle die hotelle versier. Maar wat my, ek is baie lief vir honde, en daar is baie rondloper honde, jy kan aan hulle nie vat nie, want hulle is verskriklik aggressief.
Hulle wil jou net aanval en goeders. Toe kom ek agter en ek is 'n ou wat so 'n bietjie rondkyk. Die arme vrouens, hulle sal heel oggend, hulle was nie, hulle stryk nie, hulle is besig om sulke groot platters te maak. Dit is die kosvoorbereiding. Daar is so 6-7 disse op die sulke groot borde. En dan stap hulle nou, sê nou maar van Moederkerk af, sy toe, en dan gaan sit hulle dit in die afgode daar, sodat die gode wegbly van hulle huis af. En Suidse mense vat weer hulle goed en kom sit dit by my deur. En die honde eet dit, en die honde is mal. Want Hindoeïsme is 'n geweldige, mag ek dit sê, boos. Ons was by 'n kursus en daar's baie duiwels uitgedryf, behalwe 5 meisies met hulle huis te stuur. Studente wat meisies wat hulle opgehou het met Hindoeïsme, baie moeilik om uit te kry. En hier kom hulle met hierdie borde en dan dra hulle dit so ver as moontlik van my huis af, so dit goed gaan, hou ek die goed daar ver. Dit klink so sinloos, en daarom wil ek vir jou vat na Psalm 50, so kom ons lees hom saam. Wat sê ons Here en ons God? Ek sou jou nie vra as ek honger sou kry, nie vir my bordekos aandra nie, want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan my. Jy hoef my nie lewendig te hou nie. Eet ek miskien die vleis van die bulle wat julle offer, of drink ek die bloed van bokke? Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. En daarom leer jou ma jou van die skoot af. Sê asseblief en sê dankie. En dis hoekom ons vanoggend hier is na die bazaar, om te kom dankie sê. En op hierdie noot groet ek jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Hierna kan ons weer ons plekke inneem. Twee goed vergeet, sties mos dit na die maal. Daar het nog baie vleis en goeders oorgebly, so julle kan net met Mariaan kontak. En dan het ek ook vergeet, Paul wat hier voorsit, ek gaan hom bietjie expose, gaan deur 'n baie moeilike tyd.
Hy is 'n gestremde en hy kry net dit wat 'n mens gee kry van die staat en hulle word vandag uit hulle huis uitgesit. Hulle kan nie huis bekostig en so aan nie. So kom ons dink ook aan hom in ons gebede. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons na 'n wonderlike naweek hier kan saamkom en ons wil niks anders doen om U te kom loof en prys, om vir U te kom dankie sê vir elkeen wat betrokke was, elkeen wat iets gegee het, elkeen wat iets gedoen het en elkeen wat deel was daarvan. En saam met Paul wil ons kom bid vir baie mense wat nie kon kom nie, omdat hulle nie kos in die huis het nie, omdat hulle nie geld het in die beursie nie, omdat hulle net nie daardie vermoë het om iets te gee of te kan deel nie. En daarom kom bid ons dat U vir ons sal wysheid gee en vir ons sal lei sodat ons mekaar die hand kan gee. Daar's ook mense wat baie siek is op die oomblik, bedlêend en wat glad nie meer kan kerk toe kom of deel kan wees nie. Here, ons het ook welkom met mekaar gesels oor depressie, as mense wat andersins ook psigies deur 'n moeilike tyd gaan, ook mense wat verbitterd en woedend is, wat kwaad is vir U. En ons kom bid, Here, dat ons so sal lewe, dat ons hoop sal gee en hierdie mense kan betrek. En dat ons nie U so moet dien, dat hulle afgestoot word en dat ons dink ons is beter as hulle nie. Ons kom bid vir vanoggend, dat ons iets van U teenwoordigheid sal ervaar, as ons vir U kom dankie sê. Amen. OK, waar is ons kinders? Jy het 'n pa gekom wat die bazaar oorleef het. As jy klein is, dan kan mamma saamkom. OK. Junior het my diep teleurgestel, hy het nie sy raasding gebring. Kom, hierdie kant. Was julle so lank laas hier? Ons is nou die kant. Come on. Kom Dirk. Henry. Kom. Hierso. Ons gaan hier wees. Maria, kan jy vir my kom help? Sorry man. Ek sien alles skat. Sal jy help? Kan jy help? Ek hoop jy kan lees. OK. Kan jy lees? OK. Roep hulle. Ek het myne gebring. Wys vir hulle hoe werk hy. Blou. That's it. Okay, lief. Sê. Okay, kom staan hier so. We will try it at home. Okay. Ons hou baie presente, né? Dis liefet. Ons hou baie van presente, maar presente raak so, elke Kersfees kry ons presente en dan raak dit soos hierdie bubbles, né? Probeer vir my vang. Okay, probeer vang. Okay. Maar, waar is die bubbles nou? Hulle is weg. En net so raak die presente, waar is die presente wat julle Kersfees gekry het? Kon. Nee. Maar as ons 'n ander tipe present kry, hou hy lank. Kom ons plaas gou hierdie ene op. Ja, dis 'n ballon. Wat die kleur kies jy? Kom ons kyk. Nou gee die Here vir ons liefde. Kyk hier. En dan gee pink. Pink is nie 'n kleur nie, is 'n ongeluk. En dan gee die Here vir ons werk en hy gee vir ons 'n reën en hy gee vir ons al hierdie dinge, né? Hy gee vir ons al hoe meer en dan, ek kan nie 'n ballon knoopie, kan jy? Blaas hom lekker hoog op en dan, né? Of ons kan, ja. As hy bas daar nog. Okay, knoop hom. En ek kan nie om dit dood nie 'n ballon.
Kan jy op? Jy is nou lus vir sports, né? Okay, jy kan maar. Sy het nou steeds vryheid, want almal kyk vir haar. Sy. Kyk hier, maak sports nie meer. Gaan ons. Okay. Right, maar as jy nou 'n bal het en jy het hom opgepomp, né? Dan kan jy lekker speel, né? Okay. So, die Here gee vir ons liefde en werk en gesondheid. En wat maak ons alles met 'n bal? Ons leer om te vang, ons leer om te gooi, ons leer dissipline van sport. En dit is wat die Here is, né? Hy is nie soos 'n babbel wat net maak nie. Lekker chaos vanoggend, né? Goed. Daar's hy. Daar's koekies daar by die tannie. Gaan saam met haar. Maak julle Bybels oop by Hebreërs. Ja. Daar gaan nie tannie. Okay. Kom ons maak ons Bybels oop by Hebreërs. Kom ons kry die teks. Dit sal nou rustig raak. Hebreërs 13. Iemand wil die ballon pop, anders gaan ons se moeilike kerk hou volgende. Hebreërs hoofstuk 13 vanaf vers 7 tot en met vers 15. Hebreërs 13 vers 7 tot 15 vir jou wat hulle sal. Nou maak ek my probleem jou nou. Die een het verdwaal. Junior, kom al jou maatjie. Kom ons lees Hebreërs hoofstuk 13 vers 7 tot 15. Almal is wakker. Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe. En volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Dominees, ouderlinge, kerkraadslede, lidmate wat in hierdie kerk die pad gestap het, volg hulle spoor. Elke keer as ons begrafnis hou, roudiens, dan sê ons, hierdie ouens het vir ons 'n spoor gelos. Vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleë dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike nie. Die wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie. Ons het 'n altaar waarvan die wat nog die offerdiens volgens die ou orde verrig, nie die reg het om te eet nie. Die bloed van die offerdiere word deur die hoëpriester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gelei om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Laat ons dan uitgaan na hom toe buitekant die laar en die smaad wat hy gedra het. Want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Vers 15, ons teks. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word, die lippe wat sy naam bely. Dis wat ons vanoggend gaan doen, maar voordat ons dit doen, wil ek weer vir jou wys, daar is ons teks, kom ons lees hom weer,
Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring, die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. As ons nou na die Hebreërboek in die raamwerk, ons vat net gou weer die inleiding. Marie Jansson het 'n boekie geskryf waar hy so 'n kort artikeltjie geskryf het oor elke boek. En skryf hy in sy boek dat die Hebreërsboek is die boek van die geloof, om te glo. En wat sê hy, wat is geloof? Geloof is in die eerste plek, as jy geloof het, sê Hebreërs, ondersoek dan die volgende werkwoorde, kry jy in Hebreërs. 1, doen, waag en oorwin. Doen, waag en oorwin. Geloof is nie net 'n kopding wat jy uitdink, 'n ideologie of 'n filosofie nie. Geloof is nie net 'n ding wat jy in die Bybel lees en in geestelike boeke lees nie. Geloof is in die eerste plek 'n aktiwiteit, dit wat ek doen. Hebreërs sal dinge sê soos, omdat Abel geglo het hy 'n beter offer as Kain gebring. Omdat Abraham geglo het hy sy seun gaan offer. Op die ou end het die Here hom daar uitgehaal, gelukkig. Omdat Abraham geglo het hy gehoorsaam en weggetrek na 'n plek wat die Here vir hom sal gee. Omdat Moses geglo het hy gesê, ek is nie net 'n kind van 'n prinses, die Farao nie, maar het hy sy volk uit die land uitgetrek, het hy daai bloed aan die aan die deurposte geverf en die volk uitgetrek. Die tweede een, om te waag. Omdat Moses geglo het hy die Pasga ingestel, hy het die bloed aan die deure kusyn gesmeer en hy het sy mense uitgevat en hy het getrek die woestyn in. Omdat die Israeliete geglo het hulle oor die Jordaan getrek en oor die rivier getrek en die Jerigo se mure het omgeval, om te waag. Doen, waag. En die derde een, hoofstuk 12, omdat ons so skare van geloofsgetuies het, Genesis, Abraham, Moses, hier in hierdie kerk, het mense opgestaan en die woord gebring en die evangelie gebring. Ons voorvaders, ons oupas, ons oumas, het vir ons met die Here groot gemaak. Hulle het sonnaskool gehou, hulle het vir ons die pad geleer en ons het gesien hoe lyk hulle huwelike en ons het gesien hoe lyk hulle lewe. Kan ons ook met volharding hardloop en 'n volëinder van die geloof wees. Maar nou is 'n teologiese probleem. Domie, wat praat jy nou? Want die Bybel sê dan, werke gaan jou nie in die hemel inbring nie. As ek dan 'n paar goeie dinge gedoen het, ja, ek het my kinders goed groot gemaak, ek het lekker kos gemaak, ek het vir die bazaar gebraai, ek het my geldjie gebring en my deel bygedra by die kerk, kan ek nou 'n kaartjie hemel toe kry? Nee, nee, nee. En dit is baie moeilik om te verstaan. Nou wat hulle gedoen het, die ou dominees, hulle het kyk hoe oud is hy, 1563, lees ek reg, het hulle die Heidelbergse katekismus, het hulle daar opgestel. Nou weet ek, jy kry so 'n naarkolle jou maag as jy kerk toe gaan en dominee sê, vanoggend preek ons uit die Heidelbergse katekismus, want dan weet jy, ek gaan niks verstaan wat hier aangaan nie. Ek het nie 'n koek en kloep wat hier aangaan nie. Nee. Nou, ek gaan nou vanoggend vir julle uit die Heidelbergse katekismus leer, dat elkeen weet wat daar staan. Is dit nie oulik nie? Nou, onthou julle die ou man, hoe oud voel ek aan nou? Jy het dit ook gedoen, Nico, ons moes al die vrae uit ons kop uitken. En nie wie alles los is jy nie. Onthou, wie die Heidelbergse katekismus so geleer? Ja, gesaffe. Baie gesaffe. Een van die vrae, vrae en antwoorde. Sondag 32, vraag 86, kyk hoe baie vrae is daar.
Waarom moet ons nog goeie werke doen terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is? Jy skoon uit asem net om dit te lees, never mind om dit te onthou. As jy dink die vraag is moeilik, kyk hoe moeilik is die antwoord. Daar is die antwoord. En ons moet dit uit ons kop uit ken. Omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en deur ons geprys word, verder sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry en ons deur ons Godvreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. Dis verskriklik. Maar ons moet dit ken. Hoekom sal hulle vir kinders dit leer? My pa sou gesê het, hoe ouer 'n mens word, kyk, het julle geweet dat klankgolwe vat baie stadiger as liggolwe. Jy hoor eers op 40 wat jou pa gesê het op 4. En hoe ouer jy word, hoe meer haal jy jou pa aan. Maar toe jy 4 was, dink jy jou pa is 'n stupid toppie. Kan. Right, nou my pa sou gesê het, dis 'n goeie plan wat jy werk. Want die Heidelbergse katekismes gee vir ons wonderlike teologie, maar ons word naar elke keer as dit sien. So kom ons sit hom terug in die pot en ons kook hom verder, want hy is vir ons te taai. So ek gaan nou vir hom in die pot sit en dan kyk ons of ons hom beter verstaan. Met ander woorde sê die ou mense, dat ons dankbaar sal wees. Dat ons sal sê dankie. Nommer 2, dat ons nie sê net dankie nie, maar ons moet dan lyk of ons dankbaar is. Nee. Nommer 3, dat hy deur ons geprys word. 'n Lewe van thanksgiving, sê die Engelsman, 'n lofoffer. Maar dit raak al hoe beter. In die 4de plek, dit gee geloofsekerheid. Want hoe meer jy met die Here se dinge besig is, hoe meer sekerder raak jy in jou geloof. En dit raak nog groter. In die 5de plek, dat ons daardeur ons naaste vir Christus wen. Het julle dit? So, dis dankie, dankbare lewe, my hele lewe soos daai borrelmasjien, hy borrel en borrel en borrel. En dan kry ek geloofsekerheid. En deur my geloofsekerheid lei ek ander mense na die Here toe. En dis waaroor dit gaan. Maar jy verstaan nou nog nie. Kom ek praat in prentjies, want ek is 'n prentjie ou. Dis die eerste kerk wat Moses gebou het, die tabernakel. Hy's net soos 'n koek in die middel deur gesny, dat jy kan sien, is dit nou 'n vlaarkoek of 'n groentekoek of 'n patatkoek, of wat se koek kry jy alles, 'n wortelkoek, daar's hy. Ek het al 'n patatkoek geëet, fantasties. OK, goed. Nou wil ek vir julle wys, sien julle iewers 'n kaartjieskantoor, waar jy betaal om in te gaan. Nêrens sien jy 'n kaartjieskantoor nie. Wat jy wel sien, is jy met 'n lammetjie bring en dan moet jy hom offer, en dan moet jy vir jou skoon was voor jy daar kan ingaan. Het julle dit? En wat is die wonderlikheid? Dis wat Hebreërs vertel. Dis die Ou Testament. Maar wat het in die Nuwe Testament gebeur? Jesus het homself geoffer. Jy hoef nie meer dit te doen nie. Jesus kom en hy was sy disippels se voete. Ek sal jou skoon was, soos wit wol en soos sneeu. So al wat jy doen is, jy betaal niks nie, dan kom jy in, dankie Here, vir wat u aan die kruis gedoen het. Dankie Here, dat u my skoon was. En dan gaan jy daarin, dan staan daar 'n tafel vol brood. Want wie kom eet by jou? Deel van die familie, jou naaste vriende. Jesus maak jou deel van sy gesin. Jy is nou 'n kind van God, al praat jy Afrikaans, Nama of Duits. Jy word 'n kind van God.
Jy word deel van sy familie. En dan gee vir jou die lig. Hy is die lamp vir jou voete, want ek het nie 'n idee wat aangaan nie. Ek het Vrydag klas gegee in gimnasium skool vir die belydensklas. En ek begin nou met die Bybel, Genesis, Exodus, en voordat dit doen, begin ek praat en ek begin weer te sê, hoekom het jy die Bybel nodig? Want life is tough. Die lewe is tough, is moeilik. Nou kinders kyk my met sulke groot oë en ek begin hulle vertel stories op stories op stories. Ek trou hierdie beautiful meisie wat in my belydensklas was en wat ongelooflik slim was. En sy gaan Bloemfontein toe gaan, sy gaan swat kuns. Sy kry sulke hoë punte dat seker goed die kunsmense is mos mal, dan gee hulle vir jou goed wat jy kaal mense beteken en goed, dan sê sy, vat sommer die vorige punte sy helfte, en dan kom sy nog altyd weer. En dan trou sy, en dan ry ons almal hier uit Windhoek uit Vryburg toe, en dan gaan trou ons haar. En 3 maande daarna, kry sy sy word siek en sy kry antibiotika, en die antibiotika skop nie lekker in en sy kry nog antibiotika en die 2 antibiotika spots. En haar hele lewer disintegreer. In Desember, ek het daar April, Mei daar rond getrou. En in Desember gaan kuier ons vir haar, sy is toe Bloemfontein toe, sy is toe oorgeplaas met geweldige probleme, want haar maag staan asof sy 12 maande swanger is, in Grote Skeer Hospitaal. En sy so geel, sy staan hande 4 voet en krap so op die laak en sê, bid vir my, die pyn is ondraaglik, in Desember begrawe ons haar. Wil jy nog stories hoor? Life is tough. Lewe is swaar. Mense wat sukkel om kinders te hê. 'n Man en 'n vrou trou in Omaruru, ek is in die tronk. Die man en vrou trou in Omaruru, hulle kom, hy's 'n ingenieur, hy kom uit Saterdag van die honeymoon af. Hulle is nog in hulle honeymoon in. Maandag toe hy by die huis kom, toe sy vrou vermoor, sy is verkrag, haar oë is uitgesny met 'n mes en in die toilet afgespoel. Ek was by die ou toe hy opgehang het. Hy kom op dit af. Ons moet hierdie goed sê. Lewe is taaf. En as jy nie 'n fondasie het soos ons verlede Sondag gehoor het nie, gaan jy dit nie maak nie. Jy moet vir Genesis ken, jy moet vir Exodus ken, jy moet Levitikus ken. Jy gaan dit nie maak nie. Die lig en dan die wierookoffer waar ons nou is. Die dankie sê, die gebede. En dan eers kan jy in die allerheiligste, dan eers kan jy die wet nakom. Dan kom die Here en hy plaas die wet op jou hart en hy gee vir jou 'n sagte hart. En dis dan eers wanneer jy besef dat God gee vir jou genoeg geld om dit te kan maak. Hy gee vir jou manna uit die hemel uit. Wonderwerke op wonderwerke. Daaroor kan ons ook getuig. Mense wat al moes dood gewees het. En dan gee hy vir jou 'n Aaron se staf om saam met die Here te loop. Dis wat vraag en antwoord 86 vir jou leer. En dis wat ons nou gaan doen. 'n dankofferfees. Dit het ons gedoen Vrydag met ons ou konsert. Dit het ons gister gedoen by die bazaar en ek gaan dit vir julle uitwys. En dit doen ons vanoggend as ons net kom sê dankie. Dankie en leer ons meer sodat ons dit in die lewe kan maak. Ja, daar is ons. 'n lekker mooi tafel gedek vir ons dankofferfees. Dit gaan baie eenvoudig wees. Ons gaan bid en sing en bid en sing, want dit is hoe ons dankie sê. Ek gaan nou vra, want ek wil nie alleen nie wees nie. Ek gaan vra dat 3 mense vir my vorentoe kom om te kom dankie sê vir die bazaar. Kom vorentoe, daar sê Rikkie, dankie. Soek nog een, nog 'n man. Ai man. Daar sê, kom Jan. Willie ook. Willie, jy kan ook kom. 4 is ook goed. Gaan ons jou
Begin jy sommer hier. Moenie kyk hier, ons gaan net dankie sê. Al wat ek vra is dat julle sal dankie sê namens ons gemeente, vir die konsert, vir die bazaar, vir hierdie kerk, vir mekaar, vir Gobabis, dit wat die Here op jou hart lê. Kom ons bid, kom ons word stil voor die Here. Onse Vader, ons staan vanoggend in nederigheid by U. Maar Here, met 'n groot dankie vol in ons harte. Here, dankie vir U versorging, vir U liefde. Here, dat U vir ons dra. Dat hierdie naweek vir ons 'n groot sukses was. Here, van 'n konsert waar ons saam kon wees, waar ons kon deel. Here, 'n bazaar waar U vir gesorg het. Here, vir oop hande, vir oop harte. Vader, vir saamwees van gelowiges tot U eer. Here, waar ons vandag hier saam is, om vir U dankie te sê. Here, lei vir ons dat dit wat U vir ons gee, ons in wysheid sal aanwend, dat dit tot U eer en U lof sal wees. Vader, dankie vir U liefde, vir U genade, dat ons U kinders kan wees, en dat ons vir U kan dankie sê. Amen. Ons liefdevolle, barmhartige Here, God, U wat uit die hemel uit U Gees deur Jesus Christus vir ons gestuur het, dat ons net soos U kan wees, al is ons nog op hierdie aarde. Gister wat ek daar by die bazaar ingery het, was dit die een kar op die ander kar, en dit om die Here te verheerlik, dat sy koninkryk kan aangaan, om elke Sondag die woord te kan bring, waarna ons met liefde kan kom, en nie met straf na die Here te kom luister nie. Dankie ook Heer vir die groot reën hierdie jaar, dat ons boere se harte weer opgewonde kon gemaak het om te kan boer. En dat is die beste kalf, of die beste os, vir U kon gebring het gister. En dat is dit kan opgeoffer het. Lei ons dan almal so, Heer, deur hierdie Sondag, dat ons 'n feesdag kan vier. Papa, baie dankie dat U ons so lief gehad het. Here, dat U seun vir ons gegee het. Here, baie dankie vir elke vrou, elke man, elke kind. Here, wat gehelp het. Here, ek wil vanoggend spesifiek vir Marianne en elke vrou, elke convener, elkeen wat gegee het, elkeen wat bygedra het, elkeen wat gesing het, elkeen wat enigiets gedoen het tot eer van U. Here, wil ek baie dankie vir sê. Maar Here, dit is tog U wat dit vir ons gegee het. Daarom, Here, wil ek vir U dankie sê. Here, dankie vir stemme, dankie vir geld wat gegee is, dankie vir kos wat gegee is. Here, dankie vir elke liewe dingetjie weer wat U deur mense gegee het. Want Here, alles in die wêreld behoort aan U. En daarom, Here, kan ek nie anders as om net vir U te sê, Here, hoe heilig en almagtig is U naam. Dankie, Papa. Dankie Here dat ons kan stil wees voor U. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. As ons net U voorbeeld wil volg, waar U enigste seun vir ons gegee het. En soos Dominee Dirk hoeveel keer die laaste paar weke klem gelê het, dat dit is 'n proses. Dankie vir die bazaar, die oop harte, die gee, maar dat ons ook hiervanaf sal besef,
dis net 'n proses wat ons hier vanaf ook vorentoe moet vat, ook in hierdie gemeenskap van ons. Dankie dat ons alles net voor U kan lê en net die eenvoudigste woordjie met seker die grootste impak teenoor U kan uitjubel, en dit is dankie Here. Amen. Amen. Kom ons sê almal dankie met lied 529. Baie dankie. As jy knie het, kan jy bly sit. As jy nie knie het nie, kan jy opstaan. Baie dankie. Ek dink ek het julle al vertel van ek het op Vleesdorp groot geword en dan het jy jou besigheid in Woeste gedoen. Is amper hier so goed babes ook. So as iemand Windhoek toe gaan, ag bring vir my 'n pakkie saam of ry 'n pakkie. Jy probeer dit so stil hou, maar dan moet jy iemand se pakkie bring. Nou moet ons iemand se pakkie ook in Woeste gaan oplaai. En ons sit in die kar en my ma's geïrriteerd soos vrouens maar goed kan wees na 'n grocery dag en ons moet die pakkie loop ophaal en my boetie hardloop hier in die gang af, dis so 'n paadjie en ons sit te kyk nou die bedryf, hy met die pakkie daar oplaai, opkyk, maar so. En die tannie maak oop en sy gee die pakkie en sy sê vir die tannie ek is baie jammer en hy kyk haar so, hy sê jy lyk jammer. 'n Mens kan dankie sê en jy lyk nie dankbaar nie. En dis waaroor dit gaan. Dat ons hele lewe 'n dankbare lewe moet hê. Dat ons die manier waarop ons lewe moet 'n lewe van dankbaarheid wees. As 'n teken daarvan gaan ons nou ons
offergawe opneem. As jy 'n leë beursie het, jy sal sien ek gooi niks in by beursies leeg. Dan weet ons jy het dit gister op die bazaar gespend, maar kom ons neem dan gou ons dankoffer op as 'n teken van 'n dankbare lewe. Ons gaan net sing. Julle kan weer terug, julle kan maar gaan. Ons is gewoond om 'n gebed te doen na die dankoffer en nou gaan ons die gebed sing. Wat ons sê, Here, maar ons het nou iets in die sakkie gegooi, maar neem my lewe ook in die sakkie. As jy vet op is, kan jy sit, anders kan jy staan. Ons sing altyd lekker as ons staan. Kom ons gee ons lewe vir die Here. Laat het hier
Baie dankie. Lofprysing met ons lewe wees. Ek sê altyd die Duitsers praat Duits, die Franse praat Frans en die taal van die Christen is om die Here te loof en te prys. Kom ek lees vir jou Psalm 103. As jy nie weet wat om te bid nie, as jy nie weet hoe om die Here te loof en te prys nie, ek kan onthou, ek het julle al vertel, my ouma Betty het aandgodsdiens gehou op haarself. Sy was langer 'n weduwee as wat sy getroud was. En dat sy altyd haar Bybel gehad en haar gesangboek. En dat sy die gesang gelees as haar lofprysing. Want sy het nou nie juist soogdanig gesing nie. Sy kon net nie fluister nie. As die hele huis ontstel het, sy klaar gebid het, sy kon vreeslik ons beskinder vir die Here. En dan is almal ontstel wat sy vir die Here sê hoe swak ons gedra. Psalm 103. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergeef, wat al my siekte genees. Hy doen dit, onthou daai tabernakel, daai offer in die waskom, hy doen dit. Wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Baie mense wat hulle getuienis daarvan kan vertel. Wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die aarde skenk. Hy is 'n voorbeeld daarvan. Jy het met 'n motorfiets gevaar. Toe jy hoe oud? Sê weer? 19. En hoe lank was jy in die hospitaal? 8 maande. Waarvan hoe lank in die ICU was? Hy moes nie gelewe het nie. Nee. Goed. Loof die Here, magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here alle hemelwesens wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof. Ek dink jy kan maar sit, want jy gaan nou vir my moeg raak vir die op en die af en die op en af. En ons loof en prys die Here met lied 212. Heidelbergse Katekismus herinner ons ook daaraan en hy wys ook, as jy die Heidelbergse Katekismus die boek kry, sal jy sien dat elke ding wat hulle sê is daar 4 of 5 of 6 teksverse wat dit bevestig, want dis waar hulle antwoorde kry
om vir die kinders te leer. En wat hulle ook vir die kinders leer, as hulle kerk toe kom, as hulle saam is by 'n Bybelstudie of by 'n biduur, as hulle saam vleis werk in 'n saal, en ons lag en ons gesels en ons maak foute, dan versterk dit jou geloof. Want ons getuig saam, ons bemoedig mekaar, ons bid vir mekaar, ons huil saam met mekaar, ons stap saam met ons, want ons het mekaar nodig. En dit is as jy 'n dankbare lewe het, soos ons gesê het al, tel jou seëninge, begin ons dit tel. En soos ons seëninge tel, soos wat die skaap en die beeste inkom, staan Mariaan daar en sê, wow. En dit het ons nodig. Wat jy gaan mis. Ek het eendag 'n Bybelstudie gehou op 'n Woensdagmiddag 4:00 op 'n plaas. En dat mense, hulle reis 2 ure en 'n half na 2 ure om daar te kom. En die ouetjie is nou nie eintlik vreeslik kerklik of wat ook al nie. En op daai stadium nie. En ek vra, kom ry jy al die pad? Jy kom ons maar ingeluister het, ons sal dit uitsaai of wat ook al. Toe sê, maar kry hier iets wat ek nie alleen op my bed kry. Want ons kuier saam en hier word my geloof versterk. En dis waaroor dit gaan, om 'n kerk te wees, om selfs net 'n simpel bazaar te hou, om by mekaar te wees. Kom ons sing daaroor, maar voordat ons sing, wil ek hê jy moet stil word in stil gebed. En vir die Here vra, wat het ek geleer in hierdie bazaar, om my geloof te versterk? Iets soos vleis en koekies en pudding maak en kuier. Here, wys vir my, om my geloof te versterk. Wat het jy daaruit gekry? En vra vir die Here, Here, versterk my geloof, dat ek nader en nader aan U kan kom. Net so vir 'n oomblik in stil gebed voor die Here. Here, ek moet kom bely, dat daar dikwels twyfelgedagtes in my kom. Soms voel ek moedeloos, en vra ek myself die vraag af, is dit die moeite werd? Is daar God? Verstaan U? En dan, elke keer as ek weer tussen gelowiges kom, in die kerk, selfs by 'n bazaar of by 'n Bybelstudie, dan weet ek, oor die eeue kan dit mos nie niks wees. Dit kan mos nie alles verniet wees. U leef. Alles het verdwyn. Selfs geliefdes het dood gegaan. Ek het goed verloor. Maar dit bly staan. Dankie Here, dat ek elke keer weer opgehelp word en opgetrek word. Ek loof U daarvoor. Amen. Jy kan maar bly sit. Kom ons sing oor die sekerheid in die Here.
is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeides die ware geluk. Selfs as ek struikel en dit berou, hy sal vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Ek wil verseker met Jesus leef. Ek wil sy liefde heeltyd beleef. Uit sy genade wil ek aanhou groei. Sy goedheid en omgee na ander laat vloei. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Ja, weet ons hoe God sy kinders behou. Ons gaan afsluit met 'n baie snaakse ding wat die Heidelbergse Katekismus leer en sê dat in ons dankbaarheid kan ons selfs mense na die Here toe trek. En ek wil gou vinnig vir julle 'n storie vertel. Ek weet julle is haastig. Ons is op Nina, ek is in moedergemeente al vir 30 jaar en vir 30 jaar hou ons op Nina kerk en party van die plase is al verkoop en is net naweekboere, so hulle sit elke stukkie ure in om te boer, want hulle moet weer vanmiddag huis toe gaan. So daar sit 10 of 20, ons hou so elke 6 weke op Nina, hou ons kerk. Nou sit daar so 10 of 15, as dit 'n goeie dag is, 20 mense in die kerk. En ek is maar so 'n ou mouner, jy weet, ek moan. En ek moan en hier sê Japie en Rennie, die ouens in die kerk toe kom hier, ouens hou nie van kerk nie. Ek sê nou, wat gaan ons maak? Japie sê, kom ek braai. Namibiërs kom na 'n braai. Kom ek braai. Dan nooi ons al die mense. En dan kom, moenie vreeslik aangaan nie, maar dan bring jy vir ons 'n boodskap en jy bid, want dit gaan baie sleg met ons met die droogte. En ek sê, okay, kom ons gee dit 'n go. En hy sê toe, ons noem dit toe 'n lentefees, en ons doen dit toe op 'n Saterdagmiddag, en ons nooi die mense, en ons sê, die dominee gaan kom bid vir die droogte, en ons gaan sommer kerk hou, Saterdag, maar ons gaan nie kerk, ons gaan saam kuier, en dan kom 65 mense op die plaas by mekaar. Wat 'n belewenis, wat 'n belewenis.
Mense wat nog nooit hulle voete in 'n kerk gesit nie, mense wat niks te doen, hulle is daar. Dis skreeu snaaks julle. As mense regs van die AWB, nou as 'n swart ou wat saam met Sam Najoma geveg het en teen hom geveg het, hy so onder die prop, hy weet die baas uit. Hy kom klaar by my, sy dogter het nou by 'n snaakse charismatiese kerk ingegaan. Ek sê vir hom, sy gaan ten minste kerk toe, want toe gaan jy? Ja, daar's Duitse mense wat van Duitsland afkom, hulle verstaan nie 'n woord Afrikaans nie en baie sleg Engels. En ons gaan sit en ons kuier net, en die ou vra vir my, die Duitse ou vra vir my, is dit jy julle kerk hou? Ek sê ja, hy sê dan sal ek elke keer kerk. 'n braai, 'n bazaar, 'n konsert, waar mense die liefde van die Here en die omgee beleef en sê ons kom. Ek het Duitsers gehad, Chinese gehad, wat kerk toe gekom en nou weet julle ons beklei en stry en die een is vir daai een kwaad. En hy sit daar in 'n Afrikaanse kerk en hy sê ek wil dit net beleef want ek het dit nog nooit in my lewe gesien nie. Ek verstaan nie 'n woord Afrikaans of bitter min Engels. En hy gee sy lewe vir die Here, gehaas sy vrou in China om te kom kyk. Wat gaan hier aan? En sy druk my, sy sê, love, is al woord wat sy gehoor het. Ek gaan vra dat jy gaan opstaan. En in plek van jou seën, gaan ek die mense seën wat by die bazaar was. En wat deel is van die konsert. En mense wat deel geword het, wat nie kerk toe gekom het nie, wat skielik, gaan nie oor die kerk en die bazaar, gaan oor om by Jesus uit te kom, al is dit ook deur 'n braai. En dan gaan ons afsluit met die oorwinningslied, want om dankbaarheid te bewys en te lewe, bring jy mense na die Here toe. Ons gaan nie amen agterna sing nie, ons gaan tee drink, en dan, ons gaan nie braai nie. Julle gaan seker by die huis braai, ons gaan hier kuier. Kom ons staan. Onse Vader, ons wil die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees uitroep. Die liefde van God, die genade van Jesus wat gee, en die gemeenskap van die Heilige Gees wat in mense se harte, die Gees van God wat in kom gewone mense se harte inkom, deur 'n braai, deur 'n bazaar, deur 'n konsert, deur 'n kerkdiens, deur saam te kuier. Wil ons elkeen seën wat daar was, elkeen seën wat deelgeneem het, elkeen seën wat iets beleef het van Gobabe se liefde vir U. Ons kom bid vir veilige paaie terug, ons kom bid dat daar iets daarvan sal groei soos goeie saad, sodat hulle ook U kan lief hê, soos U hulle lief het. Amen. Die glorie en die almacht van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is
ons skuilinghuis, ons wapen, hy die vyand reeds verslaan, hy is die rots van ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Ombeelding in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas postuine, slaan op drome en kom dans vir God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy regeer. Baie dankie. Dankie dat jy gekom het. Wonderlike week wat voor lê. En kom ons gaan kuier saam. Mariaan, kan ek 'n dokkiebek kry want ek gaan nou ouer huis toe. Okay. Mooi bly julle.